Ek groet jou in die naam bo alle name, in die naam Jesus Christus. Hemelse Vader, ons dankie dat U elke dag met ons is. Ons dankie vir die wysheid en die genade wat U aan ons skenk. Vader, ons vra dat U aan ons die vermoë sal skenk om 'n verskil te kan maak in ander se lewens. Ons aanbid U, ons koning, die koning van die konings. Amen. Ons gaan voort met Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. En nou het ons gekom by getrouheid. En getrouheid word gedryf deur vertroue om aan te hou volhard, selfs wanneer die lewe moeilik is, of wanneer die lewe nie verloop soos ek en jy beplan het nie. En dis hierdie vermoë om getrou te bly aan God, al weet ons nie regtig wat sy plan vir ons is nie, of wat besig is om in ons lewe te gebeur nie. Ons het dalk nie al die inligting nie, maar God is getrou, selfs deur al hierdie vraagtekens wat in ons koppe is. Hy weet wat gebeur in ons lewens, al weet ons dit nie self nie. Getrouheid is nie iets wat ons self ontwikkel nie. Dis die Heilige Gees se werk in ons, wat manifesteer as standvastige lojaliteit, konsekwente vertroue en betroubare toewyding aan God. Selfs deur al die beproewinge wat in ons lewens kom. En dit lei tot betroubaarheid aan alle aspekte van die lewe. En dit demonstreer God se eie karakter in ons. Getrouheid skep lojaliteit en vertroue is 'n diep vertroue in God se bestaan, in sy karakter, in sy beloftes, en om te glo dat hy is wie hy sê hy is, en sal doen wat hy sê hy sal doen. Getrouheid aan God beteken om standvastig en betroubaar te wees, nie net wanneer dinge maklik is nie, maar selfs in slegte tye, wat God se onveranderlike natuur weerspieël. Getrouheid behels die aktiewe nakoming van God se bevele en om te lewe volgens sy leringe, selfs wanneer dit moeilik is. Hierdie is die resultaat van die Heilige Gees se werk. Dis nie iets wat ek en jy self voortbring nie. Dit word gekweek deur die Heilige Gees wat binne ons werk en ons transformeer om soos God te wees. En as ons kyk na Bybelse voorbeelde in Hebreërs 11, is 'n goeie voorbeeld van Noag en Abraham, wat getrouheid getoon het en op God vertrou het. En die vroedvroue Sifra en Poa in Eksodus 1, wat hulle lewens gewaag het en aan Farao ongehoorsaam was, want hulle het God gevrees en die lewe gekies en diep getrouheid aan God getoon het. In die Nuwe Testament kyk ons na die gelykenis van die talente in Matteus 25. Die diensknegte wat hulle pand getrou bestuur het, hulle is beloon, in teenstelling met die ontroue dienaar. Mag ek en jy die diensknegte wees wat getrou is aan God, ons Vader wat in die hemel is. Dankie Here dat ons weet dat U elke dag met ons is. Vader, ons bid dat U van ons die gawe van getrouheid sal gee. Deur die Heilige Gees wat in ons werk. Seën elkeen wat hier luister vandag. In Jesus naam. Amen.